Vriende, baie welkom by Leef die Woord. Dit is soos altyd lekker om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die tema Tel jou woorde. En dit gaan gewoon daaroor dat ons moet oplet wat ons sê, want die dinge wat ons sê, het inhoud, het betekenis en dit kan mense beïnvloed, kan mense opbou, kan mense ook seermaak. En daarom moet ons woorde tel, want woorde tel. Vandag gaan ons aan die hand van Jakobus 3, vers 1 tot 12, gesels daaroor dat ons tonge moet tem. Maar voordat ons daaroor gesels, kom ons bid eers saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het, om saam met mekaar uit u woord uit te kan leer. Help ons, Here, dat ons monde reg sal inspan, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou vra dat jy saam met my gaan blaai na Jakobus 3 en dan gaan ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons het stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wanneer ons hierdie woorde van Jakobus lees, dan is dit asof die spieël van die woord van die Here voor ons opgetel word en ons onsself in daardie spieël kan sien. Hierdie woorde ontbloot ons eie ware binnemens. En dit herinner my ook aan die woorde van Jesus in Matteus 12, vers 33 tot 37. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit die woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Dis waarlik so, dat ons woorde die inhoud van ons lewe verraai. Dit verklaar ons diepte, dit sê iets van ons karakter. In Spreuke 18 vers 4 lees ons, die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Wanneer ons hierdie woorde lees, die woorde van 'n man se mond is diep waters, dan verstaan ons dat dit juist die goed is wat ons sê, wat daartoe aanleiding gee dat mense sal sê, dis 'n diep ou daardie. Die teendeel is ook waar. Dis die dinge wat ons sê, wat soms maak dat mense dink ons is vlak, of oppervlakkig. Ons woorde, vriende, is soos 'n loodlyn, wat gebruik word om die diepte van 'n put te bepaal.
Ja, ons tonge is soos 'n ekkoloot, daardie hidrografiese sonarapparaat wat gebruik word om die diepte van water te bepaal. Dis wat ons tonge doen. Dis wat die woorde van ons mond doen. Dit sê hoe diep is ons. Dit verklap die inhoud van ons innerlike mens. Wanneer ons nou Jakobus 3 vers 1 lees, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Wil Jakobus dit dadelik onder ons aandag bring, dat daar 'n verantwoordelikheid daarmee gepaard gaan om dinge te sê, en dat daar ook 'n aanspreeklikheid is. Ek dank die Here vir die wonderlike vreugde en voorreg wat ek het, om die woord te kan bedien, om met julle te kan gesels. Wat 'n vreugde om dit te kan doen. Om te preek en te praat is nog altyd vir my baie lekker gewees. Jakobus waarsku ons egter, dat dit nie ligtelik beskou moet word, of ligtelik aangegaan moet word nie, want dit behels 'n reuse verantwoordelikheid, en dit gaan beslis ook nie sonder aanspreeklikheid gepaard nie. En daarom is dit my gebed, en glo ek en vertrou ek, dat dit die gebed en die begeerte van alle predikers sou wees, om die woord van die waarheid reg te sny, en nie kompromie aan te gaan om mense in hulle gehoor te streel nie, maar altyd die guns van God hoër te ag as die aansien van mense. En daarom is dit my gebed en my intentionele verbintenis, dat my rede en my prediking nie in oorredende woorde van menslike wysheid sou bestaan nie, maar in die krag van die Gees van God. Want dit is die woord van God wat in mense werk. En daarom moet ons verstaan, wanneer ons die woord breek vir mense, alhoewel dit 'n vreugde en 'n voorreg is dit 'n verantwoordelikheid, en is daar ook 'n aanspreeklikheid daaraan verbonde. Nou teen daardie agtergrond wil Jakobus nou met ons verder gesels oor die dinge wat ons sê en hoe ons monde inspan. Ons moet besef dis 'n verantwoordelikheid en daar is 'n aanspreeklikheid. En dan kom hy en hy sê vir ons die woorde van Jakobus 3 vers 2. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Want ons almal struikel dikwels. Almal van ons moet nou luister. Almal van ons word nou wel onder dieselfde kam geskeer. Nou wat bedoel Jakobus as hy sê, as ons in woorde nie struikel nie, is ons 'n volmaakte man? 'n Persoon wat dit reg kry om sy woorde te bestuur, om sy mond te bestuur. Jakobus sê dit is 'n volwasse man. Iemand wat dit reg kry om nie oor sy woorde te struikel nie, en altyd die regte dinge sê, en selfs ook weet wanneer om stil te bly. So 'n persoon se optrede spreek van 'n behoorlike mental and moral character. So 'n persoon is 'n volwasse persoon. Nee, dit sê nie dat so 'n persoon gearriveer het nie, want Filippense 1 vers 6 help ons om te verstaan dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So wanneer ons Jakobus 3 vers 2 lees, is daar hierdie twee boodskappe wat ons moet hoor. Aan die een kant bemoedig dit ons, dat ons moet hoor dat ons almal soms oor ons woorde struikel, miskien eerder meermale as soms. Jy moet maar self vir jouself oordeel omtrent dit, en daarom moet ons onsself nie afskryf, omdat ons nog sukkel om soms die regte dinge op die regte manier te sê, wel selfs ook om soms stil te bly nie. En aan die ander kant wil Jakobus hê ons moet besef, dat 'n persoon wat sy mond bestuur, 'n persoon wat sy woorde bestuur, wat sy woorde tel, is 'n mens wat volwasse is 'n geestelike mens. Hierdie geestelike volwassenheid is 'n kenteken van iemand wat ook weet hoe om sy mond te bestuur. Nou vra ons, maar hoe lyk die lewe van iemand wat dit reg kry om sy mond te bestuur? Hoe lyk hierdie volwasse of hierdie geestelike volwasse mens wat dit reg kry om die regte dinge te sê, die regte dinge op die regte manier te sê en om sy mond reg te hanteer? In Jakobus 3 vers 3 tot 12 kom Jakobus nou en hy gee vir ons 6 illustrasies
om sekere kernbeginsels te illustreer. Om ons te help om te verstaan hoe lyk hierdie volmaakte, hoe lyk hierdie volwasse mens wat dit reg kry om sy woorde te bestuur. Jakobus 3 vers 3 gebruik hier die illustrasie van 'n stang in 'n perd se bek. Die beginsel wat ons moet verstaan is dat klein dingetjies wat ons sê 'n groot invloed kan hê. Net soos 'n klein stang 'n perd se hele liggaam beheer en bestuur, kan die woorde wat ons sê mense se lewens rig en beïnvloed. Dit laat my onmiddellik dink aan die verantwoordelikheid van leierskap. Leiers is mense wat invloed uitoefen en dit onder andere doen deur die dinge wat hulle sê. Ons invloed is gesetel in ons monde en daarom moet leiers oplet wat hulle sê. Ook geestelike leiers. Die dinge wat ons sê rig en stuur en beïnvloed. Hierdie beeld word verder uitgebou wanneer Jakobus in Jakobus 3 vers 4 verwys na die roer van 'n skip. Hy wil hê ons moet verstaan dat die dinge wat ons sê beïnvloed die rigting wat goed inslaan, die rigting wat ons eie lewens inslaan. 'n Klein roer beheer 'n groot skip se koers. Ongeag die winde wat waai, is dit tog daardie roer wat die skip stuur in die rigting waarin die stuurman wil. So bepaal ons woorde ook die rigtings van ons lewe. Dikwels ook die rigting wat ander mense se lewens inslaan. Stuur ek my lewe aan die hand van gesonde, positiewe en skrifbelynde binnegesprekke? Is my menswees gesond en kan dit gesien word aan dit wat ek van myself sê? Ek praat nie van 'n groot doenerigheid nie, maar van 'n gesonde en 'n heel ego-krag om van myself te sê wat God van my sê, om van ander te sê en dink wat God van hulle sê en dink, sodat lewens reg gestuur en beïnvloed kan word. En daarom moet ons beslis waaksaam wees vir die verdoemende krag van selfvervulde profeseë. Wanneer mense vir hulle self sê ek kan nie of dit sal nooit verander nie. Daardie woorde het 'n invloed op ons ingesteldheid ten opsigte van die lewe en dan die rigtings wat ons lewe inslaan. En dan bou Jakobus die beeld verder uit in Jakobus 3 vers 5 en 6. Hy sê 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Ons moet dus verstaan dat woorde vernietigend kan wees. 'n Klein vonkie kan 'n groot veldbrand veroorsaak. En so kan 'n roekelose mond, roekelose woorde groot skade aanrig. Het dit al met jou gebeur dat jy iets gesê het en nadat jy dit gesê het, is die spreekwoordelike hel los? Dit is die gevaar van 'n vuurige tong. Jakobus wil hê ons moet paraat wees, hy wil hê ons moet aandag gee. Hy sê dat die dinge wat ons sê, kan mense en omstandighede, mense se lewens, by wyse van spreuke aan die brand steek. Wanneer mense sogenaamd gegaslight word, met ander woorde, wanneer hulle gesonde karakter gediskrediteer word, deurdat daar ongemak teenoor hulle geprojekteer word, in plaas daarvan dat die persoon wat die gaslighting doen, wat die ongemak projekteer, eerder sy of haar eie foute erken, dit bely en dit laat staan. Hy sê, wanneer iemand gegaslight word, moet ons besef, dat daardie vuur, daardie vonk wat dit veroorsaak, vanuit die hel uit aan die brand gesteek word, vanuit die hel uitspruit. Dis 'n gelaaide beeld, dit is groot en gewigtige woorde wat hy sê. Maar hy wil hê ons moet hiermee besef dat die dinge wat ons sê, ernstige gevolge kan hê. En ons moet besef, waaruit, wat is die toestand van die hart, waaruit daardie tipe woorde spruit. Julle sien vriende, geliefdes, ons moet ons tonge beheer. En nou wil Jakobus sê ons moet verstaan, dit is ook moeilik, want in vers 7 en 8 gebruik hy die beeld van alle soorte wilde diere wat getem kan word. Maar die tong bly 'n moeilike ding om te tem en te beheer.
Al het die mens al watter tipe wilde diere ook al getem, bly die tong 'n uitdaging. En ons moet bewus wees daarvan. Die tong bly geneig om uit te breek of om weg te breek. Dit laat my dink aan 'n hond wat jy goeie triks geleer het, mooi toertjies geleer het. Maar laat daardie hond nou maar net sien die hek is oop, dan vat die hond pad. Jakobus sê ons moet verstaan, die tong is ook so. Ons moet voortdurend bedag daarop wees, dat ons hom moet tem en dat ons hom in toom moet hou. En die erns van hierdie saak is so groot, dat Jakobus verduidelik dat 'n ongetemde tong soos dodelike gif is. Kyk maar hoe kan gesprekke wat gelaai is met bitterheid, ander mense se lewens ook vergiftig. Herinner ons dan nou ook aan die woorde van Hebreërs 12 vers 15. Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onder is verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Dit is die dodelike gevaar van 'n tong wat roekeloos is. En dan sê Jakobus vir ons, wanneer ons aan ons monde dink en die dinge wat ons sê, moet ons gedagtes so 'n bietjie teruggaan na die lofliedere wat ons sing. Om te sê, loof die Here want hy is goed, en daar is niemand soos hy nie, hy is die onvergelykbare God. Die woorde wat ons sê om God se lof te besing. Terwyl ons daardie heerlike gedagte het van om die grootheid van ons God te besing, hoor ons dan nou die woorde van Jakobus 3 vers 9 tot 11. 'n Fontein kan nie vars en brak water tegelyk voortbring nie. Hy sê wat ons sê weerspieël ons harte, die diepte van ons innerlike mens. Dit weerspieël die aard en die wesenlikheid van ons harte. Net soos 'n fontein net een soort water kan gee, moet ons woorde en ons geloof en ons verhouding met die Here moet konsekwent wees. Dit moet in harmonie met mekaar wees. Ons kan nie nou die Here loof en dan dieselfde mond net 'n bietjie later gebruik en dit inspann om te skinder of kwaadwilligheid teen ander te spreek nie. En dan sê Jakobus so mooi. Hy sê dit behoort nie so te wees nie. Dit hoort nie by kinders van God dat ons nou die Here loof en dan net nou dieselfde mond gebruik om mense se lewens uitmekaar uit te ruk en pluk nie, om mense te beskinder nie, kwaadwillig teen mense te spreek nie. Hy sê dit hoort nie so te wees nie. Dit pas nie by kinders van God nie. En die laaste beeld wat hy gebruik om aan ons te illustreer wat die invloed van ons woorde is en wat die betekenis of van ons woorde is en hoe woorde ons eie binnemens onthul en bekend maak. 'n Laaste beeld wat hy gebruik om dit te verduidelik en te verstaan is in vers 12. 'n Vyeboom dra nie olywe of 'n wingerdstok vye nie. Ons woorde sê wie ons waarlik is. 'n Boom bring vrug voort volgens sy soort, en so moet ons dan ook sorg dat ons woorde die vrug dra daarvan, dat mense tog kan sien dat ons kinders van God is. Ons woorde moet pas by kinders van die Here. En dit is my so opvallend dat Jakobus in sy illustrasie tog van goeie bome en goeie vrugte of goeie beskrywings gebruik maak wanneer hy praat van 'n vyeboom en olywe en wingerdstok en vye. Dit wil tog vir ons sê, hy praat van goeie vrug, goeie identiteite, goeie mense. Maar ons moet versigtig wees. Ons moet oplet dat hierdie goeie boom wie ons is, hierdie identiteit wat ons dra, van om kinders van God te wees, nie deur die woorde van ons mond gediskrediteer word nie. By wyse van spreuke, aan die boom van ons lewens moet die vrug van die Gees swaar hang, daardie kosbare vrug van liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die vrug wat aan ons lewens moet dra. Dit help nie ons sê ons is kinders van God, maar ons woorde dra nie die vrug wat getuig van hierdie identiteit nie. Nou vriende, ek reken dat ons almal baie stof het tot nadenke.
En dit is baie duidelik, dat die Here 'n hoë premie plaas op die dinge wat ons sê. Dit is baie duidelik dat ons woorde die inhoud en die wesenlikheid van ons harte verraai en bekend maak. Nou die veronderstelling is beslis nie dat ons bang sal wees om te praat nie, maar beslis ook dat ons mekaar nie bang sal praat nie. Ek sluit met die woorde van Paulus af in Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle weet hoe julle iedereen moet antwoord. Mag die Here ons help, dat ons woorde en die feit dat ons kinders van die Here is, in harmonie met mekaar is. Ag, en as ons oor ons woorde struikel, kom ons vra maar vir mekaar verskoning, en ons sê maar vir mekaar, dit is jammer. Op so 'n manier span ons ook ons woorde en ons monde reg in. Ek vertrou dat hierdie oordenking aan die hand van Jakobus 3 vers 1 tot 12 vir jou baie beteken, en dat dit jou en my sal help om ons woorde te tel, want woorde tel, en om ons tonge te tem, sodat ons monde en ons woorde reg sal inspan. Baie dankie dat jy saam met my rondom die woord van die Here gekuier het. Kom ons sluit af. Here, dankie vir u kosbare woord. En sal u ons help dat ons reg sal praat, dat ons die waarheid reg sal praat. Sal u ons help dat ons dit wat ons sê en uit die hart waaruit ons praat, Here, dat dit gesond en mooi sal wees, is ons gebed in Jesus se naam. Amen.